Nou ja, goed, vandag is die 13de April. En ons gaan praat oor die Immanuel teken, hierdie video van Japie van Sail, hy is 22 minute lang, maar as teen die tyd dat ek al hierdie lering gegee het, gaan ons 'n uur besig wees, so ek is baie jammer, maar ek beloof vir jou, ek gaan nie jou tyd mors nie, want die inligting wat ek vir jou gaan gee is baie belangrik. En miskien bietjie kontroversieel. Nou ek het al voorheen gepraat oor Japie van Sail se leringe, hier is die 3de video wat ek maak, jy moet maar die ander gaan kyk, waar ek die leuns aanspreek, wat hy gebruik om die skrif te verdraai. Nou, net 'n bietjie agtergrond. Japie se groot redenasie tans is, Jesus is nie gebore, Yeshua die Messias is nie gebore uit 'n maagd nie. Inteendeel, hy gaan so ver in boodskappe wat ek gesien het, wat hy geskryf het, waar sy naam by is, waaroor ek 'n video gemaak het, sê hy, ons moet verstaan, Maria en Josef was stout saam. Dis sy woorde. En Jesus is dus maar net nog 'n mens. Hy is net nog 'n mens. Nou, hoe Japie hierdie net nog 'n mens kan kry wat vir sy sonde sterf, en dan is daai offer 'n ewige offer, die verstaan ek nie. Maar, dit is wat hy preek. Nou ja, ek het Hebreërs, as jy belangstel in my leringe, hulle is gestoor op Telegram, en ek werk op WhatsApp, ek het so 11 WhatsApp groepe waarmee ek werk, maar ek het in detail Hebreërs vir jou uitgelê, vers vir vers, onder andere, ek trek nou hier by Hebreërs 8, en as jy Hebreërs baie mooi gelees het, kom jy agter die rede hoekom Yeshua die Messias, die hoëpriester en die offer is as gevolg van die onvernietigbare lewe. Dit staan net so in die Bybel. Die onvernietigbare lewe. Nou wat beteken dit? Dit beteken hy is ewig lewend. Dit beteken hy het nie 'n begin nie en hy het ook nie 'n einde nie. Hy is ewig lewend. En daar is net een ewig lewende, en dit is die Almagtige. Nou ja, jy kry mense wat vreeslik dwaal, en vir jou verduidelik, Jesus is 'n skepsel. Nou hoe 'n skepsel vir jou sondes kan sterwe, die verstaan ek nie. Maar, daar's baie mense wat dit preek. Goed, so, nou Japie, ek het met julle gepraat, ek het dit nou die dag gedoen met die ander video, toe verduidelik ek vir jou dat daar in die evangelies kry ons 3 van die 4 evangelies bevestig dat Jesus Christus gebore is deur die ingrype van die Heilige Gees. Dat hy gebore is uit 'n maagd, dat hy God is wat vlees geword het en onder ons kom woon het. So Johannes praat daarvan, Lukas praat daarvan, Matteus praat daarvan. Maar Japie vat hierdie vers in Matteus wat sê hy is uit 'n maagd gebore. En ek dink dit staan in Lukas ook. Nou vat hy daai versie en dan sê sien julle daai versie maagd wat ek dink Parthenos is in Grieks. In die Grieks is dit die woord. Daai woordjie is nie maagd in Jesaja 7 vers 14 nie. Dis nie maagd nie. Daai woordjie in Jesaja 7 vers 14 kan wys op 'n jong meisie, dis die woordjie Alma, en dit beteken nie noodwendig maagd nie, en met die gevolg is, wanneer die Nuwe Testamentiese skrywers, daar in Lukas en Matteus, verwys na hierdie vers, die maagd het swanger geword en 'n seun gebaar, en jy moet hom Immanuel noem, en die engele het haar besoek, en al daai dinge, dan is Matteus en Lukas besig om openlik vir jou te lieg. Dit is wat Japie sê. Wat Japie sê is presies dieselfde as wat die Joodse rabbies, daai met die krulletjies en die snaakse hoetjies, en die dooitjie, jy kry van die verskillende soortes, is presies dieselfde as wat hulle sê. So wat Japie aan jou verkondig is Judaïsme, is eintlik die Talmud. En daarom, met sy pratery, kom jy eintlik agter hy verwerp die Nuwe Testament. So Japie, het ek gedink moet vir ons 'n video maak, waar hy die Nuwe Testament uitskeer en verbrand, dat ons net weet waar ons met hom staan. Nou, reg.
So, Japie behandel nou Jesaja 7 en 8, en hy het 'n redelike lang verduideliking daaroor, maar ek is regverdig, so ons gaan luister na alles. Ek het die video so 3/4 geluister en agtergekom wat is die strekking van die leen. So, die laaste bietjie sal vir my ook 'n verrassing wees. So kom ons kyk of ek verstaan wat die leen is wat hy aan jou wil verkondig. Kom ons luister. Goeiemôre, ek weet sommer dat dit baie goed gaan dan ook met almal van julle. Gereeld word ek die aanklag dat ons 'n geloof bou op een enkele vers. En ek wil net vandag verseker dat dit nie die geval is nie. Ek studeer my Bybel van heel begin af, dan ook tot aan die heel einde. Elke vers, elke hoofstuk, elke een word studeer, dan ook met sy verskillende notas ensovoorts by. En ek wil vir julle ook wys dat die teenoorgestelde presies waar is. En dat die Christendom 'n hele geloofsbelijdenis gebou het op een enkele vers. En hierdie vers is dan ook Jesaja hoofstuk 7 vers 14, waar daar geskryf staan, die maagd of die jong vrou sal swanger word 'n seun baar en jy moet hom Immanuel noem. Ons het reeds in die vorige video gekyk en asseblief gaan kyk dit, naamlik die, moet ons glo soos die Nasarenes of soos die heidene, het ek hierdie vers dan ook behandel en vir ons gewys dat die woord wat hier as maagd vertaal is eintlik net jong vrou is. Dit is glad niks met virginity mee uit te waai nie. Goed, daar sy. Dit is die kern van sy argument. Hy het dit voorheen gedoen daar met die Nuwe Testament. Toe het hy weer hierdie ooreenkomste gemaak, wat ons nou sien. Wat hy nou doen is, hy probeer 'n verdere ooreenkoms, 'n lyn trek. En ons gaan nou kyk na die lyn wat hy wil trek tussen Jesaja 7 en Jesaja 8. Maar die aanspraak wat hy maak, dat die Christendom, nou, dis nou almal wat Jesus aanbid as God. Dis nou ons, né? Hulle is heeltemal verdwaald, want hulle vat toe nou net een versie. En op grond van daai versie het hulle nou hulle hele geloofsbelijdenis gebou. Nou, dis 'n absolute leuen. Soos ek vir julle gesê het, Lukas praat van hierdie ingrype deur die Heilige Gees, Matteus doen. Johannes praat baie duidelik daarvan in Johannes 1. Ons sien ook dat in Openbaring sê Jesus, ek is die eerste en die laaste, die begin en die einde. Kyk, ek was dood en kyk, ek lewe weer. En ek het die sleutels van die doderyk. Nou ja, kan Jesus sê hy is die Alfa en die Omega? Kan hy sê hy is die Alef en die Taf? Kan hy dit sê? As hy en sy ma en sy pa, sy fisiese ma en sy fisiese pa was mense. Hy is gebore uit die gemeenskap tussen 'n gewone man en 'n gewone vrou. Kan hy dan sê hy is die Alef en die Taf? So Japie moet verstaan, as ons dan nou daai versie wat ons nou waarmee hy nou 'n probleem het, daar in Matteus en Lukas en Johannes en so aan, dan het ons ernstige probleme met Openbaring. Want daar in Openbaring sê Jesus, hy sê, ek is die Alef en die Taf. Ek is die Alfa en die Omega. Ek is die eerste en die laaste. En interessant genoeg, Jahwe sê daar dieselfde woorde in die Ou Testament. So, of jy brand jou Nuwe Testament, dan het jy 'n probleem. Want dan het jy nie 'n nuwe verbond nie. Of jy aanvaar Jesus Christus as God, wat vir jou sondes kom sterf het. Want niemand anders kan vir jou sondes sterf nie. Nie 'n engel nie, nie 'n mens nie. Niemand kan vir jou sondes sterf behalwe God nie. Dis so eenvoudig soos dit. So is nie 'n moeilike konsep nie. Maar nou ja, so Japie, weer eens, dis, kom ons kyk, kom ons noem dit leuen nommer 1. Nou ja, ons besef die hele Nuwe Testament praat van hierdie seun, menende vleeswording van God self. Dis die hele Nuwe Testament vol. Dit kom nie net uit een versie uit nie. Nou ja, kom ons luister. Nou gaan ons praat oor Jesaja 7. Hê geduld. Nou vandag wil ek hê ons moet nou meer gaan kyk na die Immanuel teken.
En hoe julle dan moet sien is dat die Christendom op grond van hierdie een vers 'n geloofsbelijdenis gebou het en sê is 'n maagdelike geboorte en dat die seun wat gebore is nou Immanuel is, so dis God en daarom het hy goddelike karakter uit sy maagdelike geboorte. Hoe hulle hele geloofsbelijdenis bou op grond van een vers. Dit wat hulle ons van blameer is presies wat hulle gedoen het. Dan wil ek hê ons moet vandag meer gaan kyk na die Immanuel teken en die hoofstuk vooraf lees, die hele hoofstuk en ook hoofstuk 8, sodat julle self kan sien wat in hierdie twee hoofstukke dan ook afgespeel het. Ek meen die skrif praat van self. Ons moet hom net ophou lees en met jou vinger lees, woordjie vir woordjie, dink wat lees jy, swat hom, vergelyk hom, en dan gaan ons almal eensgesind wees. Nou Ja, ek wil vir Jaapie sê, practice what you preach. As Jahwe in die Ou Testament sê, ek is Alef en Taf, en Jesus sê in Openbaring, ek is die Alef en die Taf, nou ja, dan moet ons dit absoluut vergelyk. As die Ou Testament sê, Jahwe sê, ek is skepper van alles, en in die Nuwe Testament staan dat die Seun is skepper van alles, Hebreërs 1 en Johannes 1, en ons vergelyk dit, wat is die logiese afleiding? Jahwe is die Seun. So, Jaapie, practice what you preach. Wat speel nou af hier in Jesaja hoofstuk 7 en 8? In hierdie dae van Jesaja hoofstuk 7 was die magtige ryk van koning Dawid reeds gesplit in twee koninkryke. Vir die van julle wat nie weet nie, na die dood van koning Salomo, koning Dawid se seun, het hierdie magtige empire van Israeliete verdeel in twee empires. Kom ek wys gou vir julle 'n prentjie hoe wat toe nou daar gebeur het. Nou hier in die groen gedeelte kan ons sien was die koninkryk van koning Salomo en koning Dawid, waar beide van hulle regeer het oor al 12 stamme van Israel. Maar na die dood van Salomo split hierdie koninkryk toe in twee onderskeie koninkryke, soos julle op hierdie prentjie kan sien. 'n Noordryk met Samaria as hoofstad en 'n Suidryk met Jerusalem as hoofstad, met hulle onderskeie konings dan ook in die onderskeie koninkryke. Maar ek is mal oor prentjies, dit maak dit net soveel duideliker vir ons. So nou het ons in die groen gedeelte gesien, dit was die empire van koning Dawid en koning Salomo, en in die tweede klip wat ek vir ons is, die prentjie wat ek vir ons dan ook ingelas het, sien ons dat dis waar die koninkryk gesplit het. Toe staan nou twee empires, na die dood van koning Salomo. 'n Noordryk met Samaria as hoofstad en 'n Suidryk dan ook met Jerusalem as hoofstad. Nou wat nou verder gebeur hier in Jesaja hoofstuk 7 en Jesaja hoofstuk 8, is dat daar nog rolspelers bykom. Daar was 5 rolspelers, wat in hierdie twee hoofstukke dan ook 'n impak gemaak het, of 'n rol het om te vervul. Die heel eerste ene was die profeet Jesaja, want ons lees mos nou hier in die profeet Jesaja. En hierdie profeet Jesaja word gestuur na die koning van die Suidryk, en daardie dae was dit koning Agas gewees. Hy word na hom toe gestuur met baie goeie nuus. Die ander rolspeler was die koning van die Noordryk, met die naam van Pekah, die koning van Israel. Dit was die ander rolspeler. En die derde rolspeler wat ons van lees is die koning van die Arameërs, met die naam van Resen. En hy het Damaskus dan ook as hoofstad gehad. En dan die 5de rolspeler, het was nou Jesaja, Agas, die koning van die Suidryk, Pekah, die koning van die Noordryk, Resen, die koning van die Arameërs. En die 5de rolspeler staan hierdie maagd, wat moes swanger word, en 'n seun sou baar en hom Immanuel noem. Nou ek wil gou vir julle 'n prentjie wys, hoe dit nou gelyk het. Waar was die koninkryk van die Arameërs? Waar het hy ingepas? Dan ook by hierdie ander twee empires, wat ons nou net nou gekyk het. Kyk gou saam met my. Nou daar sien ons nou, nommer 1, dis die koning van die Arameërs, waar Resen koning was, met Damaskus as hoofstad. Tweedens sien ons die koning van Israel, die Noordryk, waar Pekah koning was. En derdens sien ons die Suidryk, waar koning Agas koning was, daar by nommer 3, in die ligblou, waar Jerusalem dan ook as hoofstad was. Dit is die 3 empires wat nou hier betrokke is. Die ander rolspelers, is wat ek gesê het, nommer 1, Jesaja die profeet, Agas van Juda in die Suidryk, Pekah, koning Pekah van Ephraim in die Noordryk, Resen van die Arameërs, wat ons nou daar in brein ons in die vorige prentjie gesien het, en dan die maagd wat sou swanger word, of die vrou. So nou is dit baie maklik, terwyl ons nou weet wat die 3 empires was, die van Damaskus met koning Resen, die noordelike ryk van Israel en die suidelike ryk van Israel, en ons weet wat die rolspelers is, al wat bykom, is net Jesaja die profeet en die maagd wat sou swanger raak, kan ons nou gaan lees, en ons het nou agtergrond, wat nou aangaan hier in Jesaja hoofstuk 7, en ons kan met 'n geruste hart gaan lees, en ons sal verstaan wat ons dan ook lees. So lees saam met my Jesaja hoofstuk 7 vers 1.
die Immanuel teken, Jesaja 7 vers 1. En in die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Osia, die koning van Juda, dis in die suide, het Resin, die koning van Aram, dit was in die brein gedeelte, met Pekah, die seun van Remalia, die koning van Israel, dis die Noordryk, opgetrek na Jerusalem, dis hier die suide, om daarteen oorlog te voer, maar hy kon nie daarteen veg nie. Sien julle die prentjie in julle kop? So 'n eenvoud wat ons hierso lees, is dat die koning van Aram, die Arameërs, wat Damaskus as hoofstad het, genaamd Resin, gaan toe dan die koning van Israel, Pekah, met Samaria as hoofstad, hulle span saam, en hulle wil nou kom oorlog maak hier in die Suidryk, teen koning Agas, met Jerusalem as hoofstad. Kom ek wys in die prentjie wat nou besig is om te gebeur. Nommer 1 gaan nou saam met nommer 2 en wil beklei teen nommer 3. Ons mos nou maklik. Resin gaan na Pekah toe en hulle wil teen Agas beklei hier in die suide, waar Jerusalem dan ook die hoofstad was. Die 3 groot koninkryke empires betrokke. Ek as 'n mens prentjie sien, man, dan kan jy mos mooi in jou kop verstaan wat nou hier plaasvind. Nou kom ons lees nou verder, vers 3 tot 5. Lees saam met my. Jesaja hoofstuk 7 vers 3. En Jahwe sê vir Jesaja, nou hier kom die volgende rolspeler. Gaan tog uit, Agas tegemoet. Dis die koning nou hier in die suide, die derde ene, die onderste koninkryk. Jy en jou seun Shear-Jashub, aan die eind van die watervoer van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld. En sê vir hom, dis nou vir Agas, neem jou in ag en wees gerus. Wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie 2 rokende stukke brandhout nie. Dis nou die Damaskus en die Noordryk, hierdie koning Pekah van Israel nie. Weens die gloeiende toring van Resin en die Arameërs en die seun van Remalia, dis Pekah van Israel. Omdat Aram onheil teen jou besluit het, Efraim en die seun van Remalia, deur te sê, vers 6, laat ons optrek teen Juda nou hier in die suide, en dit skrik aanjaag en dit vir ons verower, en die seun van Tabiel daaroor koning maak. So sê Majesteit Jahwe, dit sal nie tot stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie, vers 8. Want Damaskus is die hoofstad van Aram, en Resin die koning of die hoof van Damaskus. En binne 65 jaar sal Efraim verbreek word, sodat dit geen volk meer is nie. Dis nou Pekah, die een saam met weder gegaan het, vers 9 praat daaroor. En Samaria is die hoofstad van Efraim, en die seun van Remalia is die koning of die hoof van Samaria. As julle nie glo nie, sê Vader, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. So hier kom Jesaja nou en sê vir hulle, hierdie 2 konings, wat nou na julle kom, gaan niks uitrig nie, glo dit. Baie maklik om te verstaan, ons begin nou die prentjie in ons kop sien. So Jesaja, die profeet, kom. Nou moet ons iets mooi verstaan. En wanneer ons nou net in hierdie stukkie lees, onthou dit is die aanloop tot die teken wat gegee word. Nou, Jahwe wil in hierdie hoofstuk 7 van Jesaja en ook in hoofstuk 8 vir ons 'n baie belangrike eindtyd profesie gee. En ek sal dit vir julle baie mooi wys. En eintlik plaas dat Jahwe fokus daarop. Fokus hy op 'n versie om vir jou te verduidelik, dis eintlik 'n leen en dan lang stories. Maar dit is so, hierdie 2 hoofstukke, as ek nou moet hoofstukke sit in terme, verse sit en sê, belangrike verse, wat in die skrif so ongelooflik belangrik is, dan is Genesis 17 is vir my belangrik, Jesaja 9 vers 6 is vir my belangrik, Jesaja 7 en 8 is uiters belangrik, want ons leef dit tans, dis die beste van ons. En hierdie hele Jesaja 7 verduidelik vir ons, dat Efraim sal weggevoer word. Hy gee daar in tyd, hy sê binne 65 jaar sal Efraim nie meer bestaan nie. Hierdie 10 stammeryk sal weggevoer word, en hulle is ook weggevoer deur die Assiriërs. Daardie profesie het absoluut in vervulling gegaan. Maar vir Juda is daar 'n bietjie uitstel gegee. Daai 2 stammeryk wat hier onder oorgebly het, daar was vir hulle 'n klein bietjie uitstel gegee, en 'n eeu wat later is hulle toe ook weggevoer, en hulle het nooit weer teruggekeer nie. Die bietjie van hulle wat teruggekeer het, se getalle is opgeskryf in Esra en Nehemia. Reg. En dit is eintlik die belangrike deel van Jesaja, is dat daar 'n profesie neergesit word, wat 'n profesie is vir Jesus Christus, maar ook vir ons in spesifiek hierdie tyd. En Jahwe mis die hele bus, hy mis die bus, maar kom ons luister. Nou na die Suidrykse koning toe, koning Agas. Hy praat ons nou namens Jahwe.
In daai tyd wou die ander twee konings, Resen en Pekah, die koning van Damaskus en die koning van Samaria, van Israel en van die Arameërs, wou hulle toe saamspan en hulle wou toe nou vir koning Agas van Jerusalem kom aanval hieronder. En koning Agas se bene het gebewe en hy was verskriklik bang geweest vir dit wat nou op pad is, want is twee groot koninkryke wat nou vir hom hier wou kom aanval. En hier waar die profeet Jesaja na hom gestuur deur Jahwe en gesê, moet tog nie skrik vir hierdie twee brandhoute hierbo nie. Wat hulle nou daar probeer gaan definitief nie slaag nie. Want Resen is die koning van Damaskus en Pekah is die jy net in geloof hieronder vasstaan en so as jy dit glo, daar gaan niks dan gebeur nie. En nou sê Vader vir dieselfde koning Agas. Hy sê, maar as jy my nou nie wil glo wat ek nou hier spreek deur die profeet Jesaja nie, eis vir jou 'n teken. Lees saam met my. Jesaja 7 vers 10 en Jahwe het met Agas gespreek en gesê, eis vir jou 'n teken van Jahwe jou God, sak diep af onder na die doodryk of klim hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie en Jahwe nie versoek nie. Toe sê hy deur die profeet Jesaja, luister tog o huis van Dawid, is dit vir jou nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Vers 14, daarom sal Jahwe self aan julle 'n teken gee, jy wil nou nie opgaan of ondertoe nie, hier is die teken, kyk, die maagd of die vrou sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Immanuel noem, wat beteken God is met ons. Dit is vers 14, kom ons lees dan net verder, vers 15, dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Dit is op minder meer op ouderdom 12, vers 16. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie twee konings jy nou bang is, verlate wees. Vers 17. Maar Jahwe sal oor jou en jou volk en die huis van jou vader 'n dag laat kom soos daar nie gekom het, van die dag dat Efraim van Juda afgeval het nie, met ander woorde wanneer hy gesplit het nie, die koning van Assur. Baie duidelik, so hier kom sê Vader, waar die teken is wat hy nou wel gaan gee, die vrou of die maagd soos dit vertel is, gaan swanger word, en dit sal die teken wees. Bybel is daarom al wonderlik, ons moet hom net lees met die vinger, lees hom met die vinger en dink, lees hom met die vinger en dink wat jy eintlik lees, dit is nie 'n storieboek nie, jy moet hom studeer. Maar wat nou die afspeel is, die koning van die Arameërs, met die naam van Resen, gaan na die koning van Israel met die naam van Pekah, hulle wil nou hier saam vir Jerusalem aanval waar koning Agas dan nou koning was. Koning Agas het Jahwe gedien. En hier kom die profeet Jesaja en hy kom bemoedig nou hier vir koning Agas. Hy sê, moenie worry oor hierdie twee brandhoute nie. Hy sê, eis vir jou 'n teken. Ek kan vir jou sê, ek gaan nie slaag in wat hulle doen nie. Eis vir jou 'n teken. Wil jy afdaal in die doodryk of wil jy opgaan boontoe? Agas sê, nee, ek gaan Jahwe nie versoek nie. Die profeet Jesaja sê, okay, dan sal Jahwe self van jou 'n teken gee. Hy sê, kyk, die maagd of die jong vrou sal swanger raak. En sy sal 'n seun baar. En jy moet hom Immanuel noem. Nou, Immanuel beteken God is met ons, want Agas het mos nou Jahwe gedien, so die twee ouens gaan jou nie aanval nie. God is met ons, daarom noem jy die seun Immanuel. Net soos wat Hosea, in die boek Hosea, sy vrou en kinders ook sekere name moes gegee het, want daar is betekenis daarin, Lo-Ruhama, Lo-Ami, geen genade meer, ensovoorts. So was dit altyd die gebruik. En hier sê Vader, hierdie vrou gaan swanger raak. En sy gaan 'n seun baar, en jy moet hom Immanuel noem. En hierdie twee ouens gaan jou nou aanval. En dan sê Vader nou 'n baie mooi ding. Hy sê, voordat hierdie seun nog sal weet, om onderskeid te maak, wat goed is en wat sleg is, hy sê, dan sal hierdie twee konings, vir wie jy nou bang is, verlate wees. Daar gaan niks met hulle gebeur nie. Nou op ouderdom 12 jaar, weet 'n kind wat goed is en wat sleg is. Daarom het hulle op daai tyd 'n fees gehad, wat hulle genoem het, Bar Mitzvah fees. Dan word jy nou 'n groot man, dan staan jy verantwoordelik vir jou eie sonde. En hier sê Vader nou deur die profeet Jesaja, vir koning Agas, hy sê, okay, jy wil nou nie vir jou 'n teken eis nie. Hier is die teken. Die vrou sal swanger raak en 'n seun baar, jy moet hom Immanuel noem, want God is saam met ons. Maar voordat hierdie seun gaan weet om wat goed is en te verwerp wat sleg is, dan gaan hierdie twee konings, vir wie jy nou bang is, verlate wees. Voor 12 jaar, dan is alles in elk geval van daai twee konings verby. Hy sê, maar hierdie seun wat nou gebore word, hy sal, wanneer hy weet om te verwerp wat goed is, wat sleg is, en om te doen wat goed is, wanneer hy dit doen, met ander woorde, na 12 jaar, sal hy dikmelk eet en heuning, want hierdie twee konings wat jou nou dreig, is daar dan niks van oor nie. So dit is die teken. Die teken kom neer op hierdie seun, wat nou deur hierdie vrou
gebore is, die vrou wat nou gaan swanger word in hierdie seunbaar, en die teken is, voordat hierdie seun op 12 kom, is daai 2 lande waarvoor jy bang is iets van die verlede. Maar as hy op 12 kom en weet wat om te aanvaar wat goed is en te verwerp wat sleg is, dan gaan hy dikmeld en heuning eet. Daai 2 konings is dan iets van die verlede. So maklik is so eenvoudig soos dit. Nou wil ons verder gaan na die 5de rolspeler en ek wil nou weet, hoe het hierdie vrou nou swanger geraak? Goed, kom ons stop hom net daar. Want nou gaan ons skrif doen. Soos Japie sê, ons moet lees en vergelyk. Ons gaan dit nou doen. Kom ons lees. En dit is baie belangrik. Luister mooi volk, hierdie is baie belangrik. Hier is 'n ongelooflike geheimenis opgesluit in hierdie verse, so pragtig. Luister mooi. Nou ja, vandag se lande, daai dele wat Japie so mooi op die prentjie wys, is vandag Libanon, Damaskus, Wesbank, Gaza, 'n deel van dit is Jordanië, 'n groot gedeelte van die staat Israel, wat ons ken as die staat Israel. Ek noem dit die Joodse staat, want dit is niks te doen met Israel, nie, is die Joodse staat. Die Jode bly daar en dit is die Joodse staat. Dis nie die Israelites wat daar bly nie, dis die Israelies wat daar bly, want hulle is die Joodse staat. Maar, daai area daar is 'n kookpot tot vandag toe, veral vandag. In die laaste 70 jaar het daardie area 'n kookpot geraak. Reg. En ons kan sien, ons stuur af op 'n verskriklike, 'n bloedige Midde-Oosterse oorlog. VSA staan op die punt om Iran aan te val namens die Joodse staat, omdat die Joodse staat die VSA beheer. Reg. En hierdie hele profesie gaan eintlik oor daai tydperk. Reg. So, dit gaan oor wat ons nou sien. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor wat daai tyd gebeur het nie. Dit gaan oor hierdie tyd. Reg. Nou luister mooi. Hy sê hierso, want Damaskus is die hoof van Aram en Resen die hoof van Damaskus. En binne 65 jaar sal Efraim verbreek word, sodat dit geen volk meer is nie. So hier gee hy vir ons 'n tyd. Hy sê vir jou, 65 jaar van nou af, sal daar nie meer 'n Efraim wees nie. Dit wil sê, daai 10 stamme ryk sal teen dan weggevoer word, en hulle word die verstrooide 10 stamme van Israel. Goed. Wat beteken, Aram sal ook nie meer daar wees nie, want hulle is oorgeneem deur die Assiriërs. Want Assirië het die 10 stamme ryk in ballingskap weggevoer. Reg. Nou vandag is Assirië nie meer daar nie, en al hierdie lande waarvan ons praat is nie meer daar nie, maar daai streek is steeds 'n kookpot van baie moeilikheid. En daarom kom hy, nou sê hy vir hom, hy sê, luister, daar is 'n 65 jaar tydperk, dan sal Efraim weggevoer word. Dit het niks te doen met 'n seentjie wat op 12 jaar melk en heuning gaan eet nie. En nou weet hy wat reg en verkeerd is nie. Niks daarmee te doen nie. Goed. Want die seentjie het nie op 65 jaar agtergekom, daar's reg en verkeerd nie. Hy sê oor 65 jaar sal Efraim verbreek word. Nie oor 2 jaar nie, nie oor 12 jaar nie. Hy gee 'n tydperk daar, 65 jaar. Ek sê nog gesê, 'n seentjie kan op die ouderdom van 2 al begin onderskei tussen reg en verkeerd. Ek het 3 seuns groot gemaak, so ek dink nou nogal dis waar. Dit het niks daarmee te doen nie. As jy hierdie hele stuk lees, dan is dit 'n profesie vir Juda. Dis 'n profesie spesifiek vir Juda. Nie vir die 10 stamme ryk nie, maar vir Juda. Maar terloops, daar word gesê, wanneer hy die Damaskus profesie bespreek, bietjie later in Jesaja praat hy oor Damaskus, en hoe Damaskus totaal verwoes sal word, en Damaskus se verwoesting, nou, nie daai tyd nie, nou, sal die totale verwoesting van Efraim vooraf gaan. Dit staan daar. Efraim wat dan vandag Brittanje, Kanada, Nieu-Seeland en Australië is. Reg. Dis 'n profesie vir nou.
En ons sien dat daar gedeeltelike verwoesting al van Damaskus plaasgevind het, maar die totale verwoesting het nog nie plaasgevind nie. Maar goed, kom ons kom nou terug. Hy het hier 'n vraag, want hy sê vir hom hierso, ek wil dit nou net vir julle kry, waar hy vir hom sê, ek gaan vir jou 'n profesie gee. 'n baie belangrike profesie. Hy sê, en die profesie is, maar die Here sal oor jou en jou volk en die huis van jou vader daar laat kom, soos daar nie gekom het van die dag dat Efraim van Juda afgeval het nie, die koning van Aser, naamlik die koning van Aser. So luister mooi, hierdie hele Jesaja 7 gaan oor hierdie profesie. Die dae wat gaan kom oor Juda, nie die Joodse staat nie, want hulle is nou konsys, onthou die Joodse staat, dit word aan ons verkondig, die Joodse staat is 'n vereniging van al 12 stamme van Israel. Glad nie, niks daarmee te doen nie. Die Joodse staat, niks te doen met Israel nie. Nie met hierdie Israel van die Bybel nie. Goed, hy praat hier as 'n profesie oor Juda, en ek het julle al geleer, Juda is die boerevolk. Nou ja, ons gaan lees hierso, dan gaan jy agterkom is ons, reg? En dit is waaroor hierdie hele Jesaja 7 profesie gaan. Reg. En hy begin, kom ons hanteer gou net hierdie profesie van Jesaja. Ek het net gou met julle doen, dan kan ons terugkom na hierdie vers oor die maagd. Hy sê vir hom, luister, en in die dag, watter dag is dit? Is op hierdie einde van tye. Sal die Here vir die vlee fluit wat aan die einde van die strome van Egipte is. Wat is Egipte? Is Afrika. Egypte het niks te doen met Egypte land nie. Egypte is Afrika. Ek moet dit tog vir julle, ek sal nou vir julle dit wys, dat julle net die twee goed konnekteer in julle koppe. Hy sê, ek sal vir die vlee fluit, wat aan die einde van die strome van Egypte is, en die bye wat in die land Aser is. Nou, dis meer iets wat kan zoom, iets wat 'n geluid maak, 'n aanhoudende geluid. Niks te doen met bye wat fliks is nie, maar goed, kom ons lees. En hulle sal kom, en almal gaan sit in die dale van die steilhoogtes en in die skeure van die rotse en op die doringbosse en op die drinkplekke. Jy net gou kans dat ons net die puzzle terugsit op sy plek, dan kan ek verder gaan. Daar is hy. Ek lees verder. God, hy sê, en in die dag sal die Here vir die vlee fluit wat aan die einde van die strome Egipte is en die bye wat in die land Aser is. En hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van die steilhoogtes en in die skeure van die rots en op die doringbosse en op die drinkplekke. Reg. So hy sê, daar kom 'n groot immigrasie na Juda toe. Hy sê, Juda, dit wat julle nou beleef van hierdie twee koninkryke wat tans besig is om op te trek teen jou, is niks teen wat wel gaan kom nie. Daar kom 'n verskriklike groot probleem vir die Juda koninkryk op die einde van dae. Dis wat hy vir hulle sê. Dit staan daar. Hy sê, ek gaan vir hierdie klomp vlee fluit. Ek wil amper sê, dis nie bye nie, dis vlee in brommers. Hy sê, ek gaan vir hulle fluit. Okay, nou, ek dink wat dit is. En Egipte is Afrika. Hy sê, en ek gaan hulle fluit, en ek gaan hulle roep. En hulle sal die hele plek oortrek. Hulle is veral lief vir langs die riviere en op die drinkplekke. Dit staan hier. 'n doringbos is 'n dorpie. Dis 'n ander naam vir 'n dorpie. Dis wat hy van praat. Hy sê, daar sal 'n massiewe migrasie wees van hierdie brommers en vlee na 'n bepaalde landstreek toe. Dan sê hy, in die dag, wat se dag is dit? Einde van tye, sal die Here met die skeermes, nou ja, die skeermes is interessant. Wat is dit wat 'n skeermes doen? Hy skeer af, reg. Wat ander kant die Efraat gehuur is. Hierdie Efraat het niks te doen met die Efraat daar in Midde-Ooste nie. Hierdie Efraat is die Melkweg. Reg, so hy gaan iets hier, ander kant die Efraat, ander kant die Melkweg, gaan Jahwe iets laat haal. Dis wat daar staan. En met die koning van Aser afskeer die hoof en die hare van die voete, en dit sal ook die baard wegneem. Nou, as jy verstaan, hare is persone, is individue, is mense binne in 'n volk, of in 'n nasie, dan het jy hier te doen met 'n massiewe slagting. 'n Skeermes is 'n slagting. Iets gaan kom wat 'n verskriklike slagting sal plaasvind. Hy sê dit hier. En in die dag, nou praat hy, en in die dag, dis nou die einde van tye, nadat die verskriklike slagting plaasgevind het,
bly min mense oor. As hy in die dag sal 'n man en 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou, en weens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dik melk eet, want dik melk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. Nou, wie eet dik melk en heuning? Is daai seentjie, né? Hy praat nou van 'n seentjie, né? Hy praat van die man. Daar's 'n verband tussen die twee. Dis hoekom dit in een hoofstuk is. En dis presies dieselfde woorde, so daar's 'n verband. So hy sê, in die dag sal daar min mense oorbly. Ek sal dit nou lees, dit staan in Jesaja 13. Maar die wat oorbly, hulle sal 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou, so hulle sal 'n bestaansboerdery hê, en weens die oorvloed van melk wat hulle gee, en sal hulle dik melk eet, hulle sal die vettigheid van die land eet. Dik melk is kaas, die vet van die land, want dik melk en heuning, die soetigheid van die land, sal almal eet wat in die land oorgebly het. Daar bly nie baie oor nie. En in die dag sal elke plek waar 1000 wingerdstokke gestaan, en wat is 'n wingerdstok? Is Israel. Wat die waarde van 1000 sikkel silwer het, en binne die ekonomie het jy 'n waarde vir die dorings en die distels wees. Nou ja, die dorings en die distels is volkere. Dis volkere wat hy van beskryf, hy praat van hulle as dorings en distels. Reg, dis die plante wat God nie geplant het nie, hy sê dit daar in die Nuwe Testament. Daai ekonomie sal ineenstort, daai Israel-ekonomie, die blanke westerse lande, hierdie Israel-ekonomie gaan totaal ineenstort. En hulle sal niks beteken nie. Daai waarde van 1000 sikkel silwer sal hulle nie meer hê nie. Die ekonomie stort ineen. Gaan kyk mooi wat gebeur met Brittanje, Frankryk, Nederland, België, Swede, Denemarke, Duitsland, Italië, as gevolg van 'n influx wat daar besig is om plaas te vind. Hy sê met pyl en boog sal hulle daarheen kom, want die hele land sal vol dorings en distels wees. Reg, daar sal gevegte wees vir daardie areas. En al die berge wat met pik bewerk is, daar sal hulle uit vrees vir dorings en distels nie kom nie, maar dit sal dien om die beeste in te jaag en om deur die kleinvee vertrap te word. So hy praat van 'n totale verwoesting wat kom, dat ekonomie word verwoes. Hy praat dat daar min mense gaan oorbly. Hy praat van 'n skeermes dat hy ander kant die melk weg gaan hier. Reg, dis Jesaja 13. Ou moet die verse bymekaar sit, maar dit kan jy net doen as Vader vir jou oopmaak. Reg. So nou kom ons terug. So hy sê vir hierdie koning, hy sê, Agas, dit wat jy nou sien is niks wat gaan kom nie. Daar kom baie erger dinge vir die koninkryk van Juda. En dit is so. Suid-Afrika, die boerevolk, ons is die koninkryk van Juda op hierdie eindtye. En is hierdie land oorstroom deur die vliee en die brommers? Ja. 80 miljoen. So, dit het gebeur. Hierdie profesie het in vervulling gegaan van 1994 af en veral van 2013 af is die grense oopgegooi. Reg. En dit sal in die volgende aantal maande nog baie erger raak. Ons sal sien hoe stroom die terroriste in, soos wat die ekonomie val van Mosambiek en Zimbabwe en boontoe in Afrika. Sal ons sien wat gebeur met Suider-Afrika. Reg, so nou kom ons terug. Want dis iets baie belangrik. Hy is besig om hier 'n profesie te maak oor die herstel van Israel. Oor wat met die eindtye gaan gebeur. Nou sê hy vir hom, luister mooi. God sê hy gee self 'n teken. En hierdie is 'n wonderteken. En dit gaan oor hierdie woordjie maagd. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou ja, nou sê Jaapie vir jou, hierdie maagd, dis nie wat daar staan nie, daar staan Alma kan net sowel 'n jong meisie wees. En dan gaan hy verder om vir jou te verduidelik, dis nou eintlik die profesie, profetes van Jesaja 18 se seentjie, wat nie waar is, ons sal nou daaroor praat. Reg. En nou verduidelik hy, dit is sy hele leenstorie. Toe het ek al vir julle voorheen gesê, dat die Nuwe Testamentiese skrywers skryf 'n Nuwe Testament in Grieks. En hulle gebruik die Septuagint, die Griekse Ou Testament, wat 200 jaar voor Jesus se geboorte geskryf is, gebruik hulle as hulle basis. Reg. En daai tyd toe daai Hebreëse Ou Testament oorgevertaal is deur die 70 skrifgeleerdes, want die Griekse Ou Testament noem ons die Septuagint of die 70 Elders of die LXX, dis sy naam.
toe hulle hom oorvertaal het, van die Hebreëus na die Grieks, het hulle baie akkurate vertaling gedoen. En daarom het hulle die woord maagd ingesit, want die woord maagd is so in die Griekse, in die Hebreëse Ou Testament van. Maar, dit het later verander. Daar is getorring aan die Masoretiese Hebreëse teks, en daar is oor as genoeg bewyse daarvan. Ek het baie leringe hieroor gemaak. Right. Nou die woord vir maagd in Hebreëus is Bethila. Reg. En dis eintlik wat daar moet staan. Maar omdat die Nuwe Testamentiese skrywers die woord Parthenos gebruik, wat hulle haal uit die Griekse Ou Testament uit, toe gaan die Joodse skrywers, die Joodse rabbies, en hulle verander die Hebreëse teks na Alma toe. En nou stem die Nuwe Testament nie ooreen met die Ou Testament nie. En dit is hoekom Japie aanhoudend die argument maak, dat die Nuwe Testamentiese skrywers 'n klomp leenaars en bedrieërs is, hulle het duim gesuig, en 'n klomp twak uitgedink, en hulle het baie liberating, hulle het vreeslik arrogant, voor op die met die waarheid en met die tekste omgegaan. Hulle het sommer hulle eie goedjies ingeskryf. Want dit is eintlik wat Japie vir jou sê. En dit is hoekom God vir my gesê het, Japie die gees van die Antichrist, en hy het vir my dit gesê in 2019. Toe het hy vir my gesê, jy sal moet gaan waarsku. Dis hoekom ek dit doen. Ek doen dit nie omdat ek lus het nie. Ek doen dit omdat ek moet. Reg. Nou wil ek dit, en ek gaan dit vir jou weer eens verduidelik. Iraniërs skryf in 180 na Jesus, na ID. Jy kan al hierdie ou Griekse skrywers, Griekse Christene, gaan se inligting gaan opsoek. Jy kan dit kry, is alles op die internet. Die kennis het vermeerder volk. I say, among those now presuming to expound the scripture, behold, a young woman shall conceive and bring forth a son as interpreted by Theodotion, the Ephesian, and Aquila of Pontus, both Jewish proselytes. But the Septuagint was interpreted by the Jews themselves long before the period of our Lord's coming. The Jews did put this interpretation, namelijk virgin, maagd, interpretation into these words. So wat hy sê is, die Septuagint is 200 jaar terug, 300 jaar terug geskryf. Toe het julle in die Septuagint, die Griekse teks wat ons het julle geskryf virgin, maagd. Wat beteken julle die woord Bethula gehad? Hy sê, maar toe het julle dit gaan verander. En dan noem hy hulle by die naam. Hy praat van Theodotion, the Ephesian, en Aquila of Pontus. Hy noem hulle by die naam. Hy sê, julle het gegaan toe het julle veranderinge gemaak aan die teks. Hy sê, the Jews did this interpretation into these words that is translating it virgin. They indeed had the known of the future existence with themselves, never have hesitated to burn their own scriptures, that is their copies of the Septuagint. Hy sê, as hulle geweet het, hoe Jesus Christus, Yeshua die Messias, hierdie profesie vervul het wat in die Septuagint aan ons oorgedra is, wat hulle het net die Septuagint gelees, hulle het nie Hebreëus magtig gewees, hulle lees uit die Griekse Ou Testament uit, en hulle skryf 'n Nuwe Testament wat in Grieks is. Hy sê, dan sal die Jode hierdie Septuagint van hulle gebrand het lang terug. Hy sê, nou kom hulle agter, maar dis 'n probleem, want die tekste wat aangehaal is in die Nuwe Testament, kom uit die Septuagint uit, en wel, ons moet die Hebreëse teks verander, want ons kan nie toelaat dat die Nuwe Testament 'n ware weergawe is van die Ou Testament nie. En ek wens so, Japie kan tot bekering kom en dit begin verstaan. Reg. Nou ja, ek gaan vir jou nog 'n vers gee. Ek gaan vir jou gou nog 'n versie gee. Kom ons kyk hierdie versie. Ek wil vir jou hierdie versie. En dan wil ek hê jy moet gaan kyk. As jy my nie glo nie, jy moet nou maar gaan kyk. Want soos ek sê, Japie sy hele groot doelwit is om twyfel op die Nuwe Testament te gee. Dis hoekom hy die gees van die Antichrist het, hy die gees van Kundalini. Hebreërs 10 vers 5, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, so haal Hebreërs aan, Hebreërs haal aan, hy uit Psalm 40 uit. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer, wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Nou hierdie vers is nie in jou Ou Testament nie. Hierdie vers kom uit Psalm 40 uit, maar daar's getorring aan hom. So in die Ou Testament, daar in Psalm 40 staan daar, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my ore gegrawe.
Dit is wat daar staan. Hoekom? Want die Joodse rabbies het die Masoretiese teks verander. En die Masoretiese teks, waaruit hulle die protestante Bybels gaan vertaal het, dateer uit die 11de eeu na Christus. Ek dink sy naam is die Stalingrad of die Leningrad teks. Reg, plaas het hulle die Septuagint gaan gebruik het, om mee te vertaal, maar die protestant het nie noodwendig van beter geweet nie. Maar die ou Griekse skrywers, ouens soos Augustinus en al die ander ouens het gesê, luister, hierdie Septuagint is die akkurate weergawe, want hy's ouer as hierdie Masoretiese teks, wat hulle nou aan ons wil verkwansel, waaraan daar veranderinge is. As 'n ander vers ook, ek wil dit graag ook vir jou wys, kom ons kyk of ek hom sommer neergeskryf het, dis daar in Hebreërs 1, in Hebreërs 1 sê hy die volgende, en dit is ook nie in jou. So jy moet maar 'n keuse gemaak. Ek is nie hier om jou keuses te maak nie. Ek is hier om jou in te lig, sodat jy 'n keuse kan maak, sodat jy nooit kan sê jy het nie geweet nie. Reg. Hy sê hier by Hebreërs 1 vers 5, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer, en weer ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my seun wees. Ek dink dis Psalm 110, en dan hierdie volgende versie, skies tog, vers 6. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. Waar staan dit in jou Ou Testament? Waar staan dit? Ek kan net kyk of ek geskryf, ding is iewers in Deuteronomium 28, maar dit staan in jou Ou Testament nie. In jou Ou Testament is hierdie laaste deel, en al die engele van God moet hom aanbid, is weggeneem. En dit is weggevat. Is nie daar nie. Hoekom? Dit staan in die Septuagint. En ons het hierdie Septuagint, ons het ou Septuaginte wat dateer uit 200 na Christus. En dit staan dan daar. Hoekom staan dit nie in die Masoretiese teks van die 11de eeu nie? Want hulle het getorring aan die Masoretiese teks. En dan die laaste een wat die mense nou net hier wil byvoeg, voor ons nou aangaan, is hierdie hele storie in die Ou Testament waar daar nou staan, hulle was 430 jaar in Egipte. Dis 'n leuen. Hulle was nie meer as 220 jaar in Egipte nie. Maar dis ook maar 'n leuen wat ingeskryf is. So, 'n ou moet die tekste vergelyk, anders gaan jy agterkom daar's probleme. Daar is probleme, en dit lyk asof die Nuwe Testament baie vrylik vertaal is, en dit is nie so nie. Die Nuwe Testamentiese skrywers het baie noukeurig met die teks omgegaan, het baie respek gehad vir die teks. En hulle daar is so baie bewyse dat hulle die Jode aangevat het oor die verkeerde vertalings, oor die verandering van die teks. Jy moet maar net gaan lees, daar's genoeg bewyse daarvan. Reg. So nou gaan dit oor hierdie. So kom ons kyk of ons nou maar nie net die volgende deel kan nou doen nie. As Matteus praat van 'n maagd, dan is dit soos wat dit was in die oorspronklike teks voor die Jode dit verander het, naamlik Priscilla. Reg, want hulle het hom vertaal met Parthenos, na Grieks toe, in die Griekse Ou Testament. En dis waar die Nuwe Testament ook praat van Parthenos. Reg. So daar sal 'n seentjie gebore word. En hierdie seentjie bring 'n nuwe geloof, want 'n seentjie is altyd 'n nuwe geloof. So, daar sal 'n seentjie gebore word by 'n maagd. Die Heilige Gees sal self ingryp en 'n seentjie gebore laat word by 'n maagd. En hierdie seentjie sal die redding wees van Israel. Reg. En hierdie seentjie is 'n merker vir die inwerkingstelling van die nuwe verbond. Reg, die nuwe verbond is nie heeltemal in werking nie. Ons het nog net die borg van die nuwe verbond gekry. Die res van die nuwe verbond wag ons voor om in vervulling te gaan. So dit is baie belangrik om dit te verstaan. En wanneer hy dan nou praat van hierdie seentjie, en hy sê van hierdie seentjie, en hy sê, wanneer hy nou soetmelk en heuning eet, dikmelk en heuning eet, reg, dan praat hy van almal wat die seentjie sal glo. Dis waarvan hy praat. Hy praat van almal wat die seentjie sal glo, wat hierdie nuwe geloof sal ontvang van die middelaar en die verlosser. En ek sal nou daarop ingaan, ek het nou nogal gaan doen. Ek wil vir julle net wys, Jahwe
sy eersgebore seun is Israel. Dit staan so, jy kan dit daar gelees in Exodus. Hy sê vir Farao, hy sê, hierdie is my eersgebore seun. Nou ja, so het Jahwe dan baie seuns, en dan is daar nou 'n eersgebore seun, en daar is 'n eniggebore seun, en dan is daar nog 'n klomp engele. Nee, Jahwe is die seun. Dis iets wat ons baie mooi moet begin verstaan. Maar goed, dit nou daar gelaat. Die rede hoekom hy Israel sy eersgebore seun noem, is omdat hy met hom 'n verbond sluit, met die volk, wat eintlik sy is, op Sinai. So hierdie volk, wat hy later noem, my vrou, hy noem, toe hulle in twee deel, toe sê hy, daar's twee vrouens, die een is Ohola en die ander is Oholiba, en hy skei dan die een vrou, hy praat spesifiek van 'n skeibrief. Hierdie volk noem hy, hier in Exodus noem hy hulle 'n seun. Hoekom? Want hulle ontvang 'n spesiale geloof. En hierdie is dieselfde. Goed. Nou wil ek vir julle wys, wie is dit wat oorstroom word? Ek wil net kyk. Ek het dit neergeskryf. Ons kyk. Jy moet net so ja, ek is reg. Ek wil net vir julle dit wys, dat julle nie kan dat julle hopelik kan verstaan wat Deborah vir julle leer hierson. Hy praat van hierdie oorstroming wat gaan kom. Gee my net kans. Ek wil nou net kyk waar het hy dit nou nog gesê. Ek het dit so mooi neergeskryf. Wag, kom ons doen eers Openbaring, want dit staan in Openbaring ook. Reg. Openbaring 12. Luister mooi. In Openbaring 12 lees ons van die vrou wat die seentjie baar. Dit het niks te doen met Maria nie, en Josef nie. Hy sê, praat hy van die vrou wat die seentjie gebaar het, dan sê, en die slang het uit sy bek water, soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. Dis 'n oorstroming. Is dit nie 'n oorstroming nie? Dis 'n oorstroming. Deur wie? Deur nasies. Wat is waters? Is nasies. Is dieselfde profesie wat aan Juda gegee is, daar in Jesaja 7. Is presies dieselfde profesie. En dan het ek is interessant, dit staan in Jesaja 8. Ons gaan nou luister wat sê Japie oor Jesaja 8, waar hy nou hierop voortborduur, en dan kan ons moet net gou die leen hanteer, dan wat hy daar's gebruik. So, as ons dan nou kyk hierna, dan sê hy, luister, hierdie is 'n belangrike teken, want daar in die verre toekoms sal dinge baie, baie slegter gaan met Juda, as wat dit nou met julle gaan. Hy sê, luister mooi, daar sal 'n totale oorstroming wees van Juda in die verre toekoms. Ons lees dit in Jesaja 8 en in Jesaja 7. Hy sê, die teken wat ek vir julle gee, is hierdie maagd wat sal swanger word en 'n seentjie baar. Want dit gaan oor ameteken glo. Hulle is die oorblyfsel dan. Hulle sal oorbly en hulle sal dik melk en heuning eet. Dis waarvan hy praat. So, kom ons gaan na Jesaja 8 toe, en dan luister ons weer wat Japie sê, want Japie gaan nou vir ons verduidelik, dat hierdie vrou wat swanger raak, is sommer net profeties. Dit het niks te doen met 'n profesie van 'n herstel van Israel in 'n Juda koninkryk wat oorstroom gaan word in 'n nuwe verbond wat ingestel gaan word nie. So kom ons luister, wat sê hy? Hierdie vrou nou swanger geraak. Wanneer is hierdie kind toe nou gebore? Wie se kind was dit gewees? Kom ons lees. Jesaja 8 vers 1. Verder het Jahwe aan my gesê, neem vir jou 'n groot tafel en skryf dit daarop met 'n mensegriffel. Net nou is daar byt, gou is daar roof. En ek wil vir my vertroubare getuienis neem. Uria, die priester, en Sagaria, die seun van Jeberega. Vers 3. En ek, Jesaja, het na die profetes, die jong vrou gekom, en sy het swanger geword, en 'n seun gebaar, Immanuel. En Jahwe het vir my gesê, noem hom, net nou is daar byt, gou is daar roof. So hier sien ons nou wat hy in Jesaja 7 vers 14 gesê het, hy 'n teken gaan gee, en hier kom die teken, nou Jesaja gaan na die profetes, die jong vrou toe, en sy word swanger. Kyk wat sê die volgende vers.
vers 4. Want voordat die seentjie kan roep, vader of moeder, sal die rykdom van Damaskus en die buit van Samaria voor die koning van Assur gebring word. 'n volgende rolspeler. Ongelooflik. Okay, so wat speel nou hier af? In hoofstuk 7 lees ons dat twee koninkryke. Die een van Damaskus, van die Arameërs, koning Resin, gaan na koning Pekah van die Israeliete en hulle span nou saam om te veg teen Agas, die koning van Juda hier in die suidryk. Hulle span saam om teen hom te kom oorlog maak. Maar Agas, koning Agas van die suidryk, het Jahwe gevrees. Daarom stuur Jahwe toe die profeet Jesaja na Agas toe met bemoedigende woorde. En Jahwe sê, hierdie twee rokende hout wat teen jou saamspan, dit gaan nie manifesteer nie. Maar om te wys dat my woord sal uitkom, eis vir jou 'n teken, Agas. Agas sê nee, ek sal Jahwe nie versoek nie. Hy sê, wil jy opgaan boontoe of ondergaan in die doderyk? Hy sê nee, ek sal Jahwe nie versoek nie. Jahwe sê okay, deur die profeet Jesaja, hy sê dit gaan die teken wees. Hy sê die vrou sal swanger raak en is seënbaar en jy moet hom Immanuel noem. Want Immanuel beteken God is met ons. Hy het mos nou gesê, die twee ouens gaan jou niks doen nie, want God is aan jou kant. God is met ons. Daarom moet jy die seun Immanuel noem. En dan gaan hy verder. Hy sê voordat hierdie seun weet om te verwerp wat sleg is en om te doen wat goed is. Met ander woorde, voordat hy 12 jaar oud word, gaan hierdie twee konings waarvoor jy nou bang is, gaan hulle verlate wees. Maar wanneer hierdie seun wel weet om te doen wat goed is en te verwerp wat sleg is, dan gaan hy dikmelk en heuning eet. Dan gaan dit goed gaan. Dit gaan geseënd wees. Daar gaan geen probleem wees nie. So Jahwe gee vir hierdie twee ouens hierboor plus minus 12 jaar. Voor daai tyd gaan hulle al klaar begin verlate wees. En wanneer hy wel 12 jaar kom, hierdie seun wat gebore sal word, oud sal word, en hierdie seun wat gebore sal word, dan as hy op 12 is, gaan hy dikmelk en heuning eet. Daar gaan geen bedreiging wees nie. Dit gaan goed gaan met jou. Dan kom hoofstuk 8 en hy sê, hoe gaan dit dan nou verder gebeur? En Vader sê toe, hy sê deur die profeet Jesaja, hoe het die vrou swanger geword? Hy sê Jesaja het na die profetes toe gegaan en sy het swanger geword en hy het 'n seun gebaar. En toe wel 'n seun gebaar, soos hy gesê het, die teken gaan wees wat hy self van hom sal gee. En dan sê Vader nog 'n ding. Hy sê voordat hierdie seun sal sê vader en moeder. En dan gaan hierdie twee konings vir wie jy vrees, se byt al begin verdeel word. Deur die koning van Assirië, 'n 6de rolspeler wat nou hier gaan inkom. Nou die van ons wat die geskiedenis ken, weet dat Assirië toe vir Arameërs en vir Israel oorwin het, van waar die Israelse Assiriese ballingskap, dus hierdie noordryk in ballingskap weggevoer, dan ook in die jaar 700 plus minus 23 voor Christus. Dis die rolspelers en dis wat gebeur het en dit was die teken en dit het so gebeur. Ja, nee, ag, is 'n klomp twak wat hy praat. Luister mooi. Hierdie seentjie wat gebore word, het jou Bybel vertaal, net nou is daar buit, gou is daar hoof. Wat staan daar? En die Here het vir my gesê, noem hom. Net nou is daar buit, gou is daar hoof. Daar is 'n woord. Dis 'n woord. Jy kry my in die King James. Maar hy sê jou Bybel nie. Jou Bybel het die woord vertaal. So die woord is Maher Shalal Hashbaz. Dis 'n lang woord. Naamlik H4122, Hebreëus 4122. Woordjie kom 2 keer in die skrif voor. Naamlik in hierdie vers en in dieselfde vers hieraf kan jy hom nou weer kry. Dis net hier waar hy voorkom. Wat is die seentjie se naam wat die profetes sal baar? Net nou is daar buit, gou is daar roof. Of Maher Shalal Hashbaz. Dis wat sy naam is. Hoe sê Japie? Kyk na die betekenis van die name. Daar is 'n naam. Die naam is nie Immanuel nie. Sy naam is nie Immanuel nie. Die profetes is ook nie 'n maagd nie. Hy sê die profetes sal swanger raak en daar sal 'n seentjie gebore word en die seentjie het 'n spesifieke naam. Naamlik Assirië sal kom en die 10 stammeryk wegvoer. Dis die profesie. Reg. Dit het niks te doen met die maagd wat sal swanger raak en 'n seentjie baar en sy naam is Immanuel nie. Dis heeltemal iets anders. Hoe is dit moontlik dat Japie nie die twee, dat hy nie die verskil kan sien nie? Ek verstaan dit nie. En dan gaan hy verder. Dan maak hy weer 'n profesie oor Juda, oor die boerevolk. Hy sê verder het die Here nog met my gespreek en gesê, omdat hierdie volk die waters van Siloa verag. Nou Siloa het alles te doen met die vredevors. Wie is die vredevors? Dis Melchisedek. Is Jesus Christus. Hy is die vredevors. Die seun is die vredevors. Reg. Dit is waar die woord silo vandaan kom. Reg.
Hy's die, ons sal dit nou lees, dat ek het toch net vir julle wys. En daar, hy sê, en daar, omdat hierdie volk die waters van Siloa verag, wat saggies vloei en daar vreugde is saam met Resin en die seun van Remalia, kyk, daarom sal die Here oor hulle laat kom, die sterk en magtige waters van die Efraat, die koning van Aser. Die koning van Aser word nou vergelyk met die Efraat wat oorstroom. Hy sê, daar sal 'n tyd kom oor Juda. Hy praat oor Juda. Weer eens, is dieselfde profesie as in Jesaja 7, profesie vir die eindtyd. Hy sê, die koning van Aser sal kom in al sy heerlikheid, en hy sal bo al sy bedding styg en gaan oor al sy walle. En Aser is die swart man van Afrika. Jy sal dit, as jy Jesaja lees, gaan jy dit agterkom. Aser het niks te doen met Assirië nie. Niks nie. Hierdie Aser wat hy hiervan praat, het te doen met die vlee wat gevluit word, wat anderkant die strome van Egipte lê. Dis dieselfde beeld. Hy sê, wat sal word van al hierdie waters, hierdie magtige waters, en hy sal in Juda indring, nie in Efraim nie, nie in die 10 stammeryk nie, in Juda indring, en instroom en oorloop tot die nek toe, sal hy kom en die uitbreiding van sy vlerke, sal die land in sy breedte vul oor Immanuel. Dit is die enigste ander plek waar die woord Immanuel in die Bybel voorkom, want dit alles te doen met Juda. Reg, dis 'n profesie. Maak geraas oor volke en stort in mekaar, en luister alle ver plekke van die aarde, gord julle en stort in mekaar, gord julle en stort in mekaar. Wat het ek nou vir jou geleer oor Jesaja 7? Ek het vir jou gesê, daar sal hierdie massiewe migrasie wees na Suider-Afrika toe, na Juda toe, wat die boerevolk is. Juda is nie die Jode nie. En as jy dit dink, dan het jy 'n probleem, want dan gaan 'n klomp van jou profeseë vir jou geen sin maak nie. Hier praat hy van 'n migrasie wat kom, en hulle sal die hele land oorstroom, en hulle sal oral sit, en hulle sal effektiewelik die land oorneem deur middel van gronddiefstal. Hy sê dit op 'n ander plek in Jesaja. Hy sê, in daardie tyd sal die wêreld se ekonomie in mekaar stort. Ek daag enige iemand uit om saam met my te gesels of vir my verduidelik of waar interpreteer ek hierdie ding verkeerd. Hy sê, neem 'n besluit en dit sal verydel word. So dit help nie maak afsprake nie. Jou afsprake gaan tot by niet kom. Maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons. Menende, daai planne wat gemaak is vir die troubles of Jacob, vir die benoudheid van Jakob, om die nasies van Israel te oorstroom deur die vreemdelinge, die volksvreemdes, Islam en die Afrikaan, daardie dinge wat gaan gebeur, sal, alhoewel dit 'n ineenstorting het van die ekonomie, sal dit Israel nie totaal vernietig nie. Daar sal 'n oorblyfsel van oorbly. Daar sal altyd 'n oorblyfsel oorbly. Dan sê hy, want so het die Here met my gespreek, toe sy hand my oorweldig het en my vermaan het, om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, met die woorde. Hy praat nou van die boerevolk. Hy sê, moenie dieselfde maak as wat die boerevolk maak nie, as wat die blankes in Suid-Afrika maak nie, naamlik, julle mag nie alles 'n sameswering noem, wat hierdie volk 'n sameswering noem nie. Nou ja, wat is die sameswering? Die sameswering is apartheid. Apartheid was 'n sameswering van blank teen nie blank. Reg. Dit is wat daar teen ons gepraat word. Reg. Hy sê, en julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees of verskrik wees nie. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees en julle verskikking wees. Wie is hierdie Here van die leerskare? Wie is Jahwe van die leerskare? Wie is dit? Dis Jesus Christus, dis Yeshua die Messias. Hy is Jahwe van die leerskare. Hy is die generaal van die skepingsleermagte. Hy is die uitvoerende gesag. En hy word genoem die Here van die leerskare. Ons leer dit in die skrif, sal ons dit sien. Hy praat ook van homself as die leerowerste, wanneer hy aan Josua verskyn. Dan staan hy met sy ontblote swaard daar, dan vra Josua hom, wie is u? Dan sê hy, ek is die leerowerste van Jahwe.
Nou, wie is dit? Die ou voor hom het dan 'n liggaam. Wie is dit? Dit is die Here van die leerskare, dis Jahwe van die leerskare. Hy sê, hom moet julle heilig, en laat hy julle vrees en julle verskrikking wees. Vrees Yeshua die Messias, vrees hom, want hy is die uitvoerende mag. Dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees. Ag, en ek het dit so mooi neergeskryf, en ons gaan nou al te lank aan. Hierso sê hy sê Jesus nie, hy is die tempel nie, Matteus 26 vers 61 tot 65 nie. Hy is ook daaroor het hulle hom gekruisig, omdat hy gesê het, hy sal die tempel in 3 dae afbreek en dit weer ophou. Wie is die heiligdom? Yeshua die Messias. Hy is vir julle die heiligdom. Maar dan sê hy, vir sommige is hy die heiligdom. Hy sê, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oorstruikel. Vir die 2 huise van Israel, 'n vangnet en 'n stryk vir die inwoners van Jerusalem. Nou, dis 'n profesie van Japie van Saul. Dis 'n profesie vir Japie. Japie, Jesus het vir jou 'n vangnet geword, 'n rots waarteen jy jou stamp en jou teen struikel. Vir wie is dit? Vir die 2 huise van Israel. So die 10 stammeryk en die 2 stammeryk, en dan noem hy spesifiek Jerusalem wat Juda is. Die 2 stammeryk. Hy sê vir julle is Jesus Christus 'n vangnet. Hoekom sê hy so? Want julle weerspreek die teken. Die teken van die maagd word weerspreek. En ek sê vir jou, in Suid-Afrika, onder die blankes, is daar 'n magdom mense, wat Jesus Christus verwerp as God. En vir hulle is hy 'n klip en 'n vangnet. Hy sê, dit is hoe dit is. Want hulle verwerp Jesus ten gunste van Jahwe, want hulle dink dit is 2 gode. Kan 'n mens nou so dom wees? Hy sê, baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verskrik en gevang word. Deur wie? Deur die vyand? Nee, deur God self. Deur die Here van die leerskare. Want hulle moet hom heilig en hulle het nie. Hy is hulle heiligdom, maar hulle wou nie. Reg. Hy sê, bind die getuienis toe en verseël die wet in die hart van my leerlinge. Wat is hierdie getuienis? Wat is die getuienis? Jesus Christus is God. Hy sê, ek sal wag op die Here wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob en op hom hoop. Ja, tans verberg hy sy aangesig vir ons. Hy het vir ons die Bybel gegee, ons het die skrifte, ons wil nie luister nie. Hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het. Tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel vanweë die Here van die leerskare wat op die berg Sion woon. Berg, volk, Sion, Juda, boerevolk. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorwenes, dis nou die swartes, die ANC, en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes, die dooies gevra word. Ons bly in 'n land wat julle Nkosi Sikelele in Afrika sing, Nkosi lê in Afrika, dis wat die ouens sing. Hulle aanbid Nkosi, die boomgod. Ja, dit het niks te doen met Jesus Christus nie. Maar die volk sing dit. Hulle sing. Veral as hulle gaan rugby kyk, dan sing hulle. Hulle sing dit in die skole. Dis 'n aanbidding van die voorvadergeeste. Reg. Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Wat beteken dit? Beteken God sal ons uitwis as ons nie radikaal tot bekering kom nie. Maar dis nie almal het hierdie wet en getuienis in hulle harte nie. Dis 'n handjie vol van ons. Dan sal hulle deur die land trek. Dis 'n profesie vir julle. Beswaard en honger. En as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek. Dan sal hulle na bo kyk. So ons gaan onder die volk hierdie verskriklike ontnigtering sien. Hierdie verskriklike swaar kry sien. Totdat hulle tot bekering kom. Ook die aarde aanskou en kyk, daar sal 'n benoudheid en 'n duisternis wees, in jammernag en donkerheid is hulle gedrewe. So hier verduidelik hy dit mooi. Nou luister mooi. Sê Jesus nie, ek het dit nou neergeskryf.
Sê Jesus nie, hy bring die swaard nie. As hy dan die vredevors is, hoekom bring hy die swaard? Matteus 10 vers 34. Hoekom bring hy die swaard? Wat se swaard bring hy? Die onderskeid tussen, is Jesus God, of is hy net nog 'n mens? Miskien is hy 'n engel wat gekom het. Jaapie sê hy is net nog 'n mens. Wat is, nou kom ons net terug, en hiermee gaan ek afsluit. Ek is jammer ek het lank gepraat. Hierdie is so belangrik. Kom ons gaan na Micha 5 toe. Micha 5 verduidelik dit so mooi. Hy sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. Wie is die koning? Daardie een wat gebore is in Bethlehem. En sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. So hoe is hy 'n mens, Jaapie van Sail, as sy uitgange uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid? Menende, hy is 'n ewige lewende. Die heerser wat gebore word daar in Bethlehem is 'n ewig lewende. Reg. Dan sê hy, daarom sal hy hulle prys gee, tot op die tyd, dat 'n barende gebaar het. Watter barende sal baar? Praat hy nou van Miriam? Nee, hy het dan nou net gepraat. Hy het nou net gesê, Bethlehem Efrata, uit jou gaan daar een wat vir my 'n heerser sal wees. So wie is hierdie barende wat gaan baar? Dis die boerevolk. Die boerevolk sal weer baar soos wat sy in Jesaja 66 gebaar het. Die dogter van Sion gaan weer baar. Sy sal wat baar? Sy gaan 'n nuwe geloof baar, waar sy by die punt sal kom dat sy verstaan, sy moet Jesus Christus, Yeshua die Messias aanbid, dat hy self is God. Daarom sal hy hulle prys gee, tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers, saam met die kinders van Israel terugkeer. So die versameling van Israel kan net begin as die dogter van Sion, die boerevolk, weer gebaar het. Sy het gebaar op 16 Desember 1838 in Jesaja 66, toe baar sy 'n volk, 'n seentjie, 'n gelofte volk. En in hierdie tyd gaan sy weer moet baar, anders kan die herstel van Israel nie plaasvind nie. Luister mooi, en hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God, en hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot op die einde van die aarde. En dan wil ek 'n versie hierby sit. Ek is jammer, ek praat so lank, maar dit is so 'n belangrike stuk. Kom ons kyk. Of ek hom gou vir julle kan kry, ek het hom nou nie gesave nie. Kom ons kyk, dit staan hierso. Hy sê, maar oor die huis van Dawid. Wie is Dawid? Dawid is Juda. En oor die inwoners van Jerusalem is ook Juda. Hoekom? Jerusalem was die hoofstad van Juda. Sal ek uitgiet die gees van genade en smeking. En hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Wie is dit? Jahwe praat van homself. En hulle sal oor hom rouklaag, soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Dit is wat hulle moet baar. Hierdie volk moet hierdie baren moet hulle hê. Wat moet hulle doen? Hulle moet opsien na Jahwe wat hulle deurboor het. Daar sy, daar, 2000 jaar terug. Daar sy. Wie is deurboor? Jesus Christus. So hoe kan Jahwe sê hy is deurboor? Want hy is Jesus Christus. En dan praat hy, en hulle sal oor hom rouklaag. Hoekom maak hy dit? Dan praat hy van asof hy in 'n derde persoon praat. Wie is hierdie hom? Dis die liggaam. Die liggaam wat deurboor is. En wat is hy? Ons sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun. Hoekom moet ons rouklaag oor hom as 'n enigste seun? Want hy is die enige gebore seun. Is dit nie sy titel daar in die Nuwe Testament nie? Dis 'n titel wat kom van die Ou Testament af, maar dis uit jou Bybel uit vertaal. En bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.
Hy is die eersgebore seun. Reg. En dan, weet jy wat gebeur? Dan as die volk by hierdie punt kom, dan gebeur Jesaja 7. Dan sal hulle dikmelk en heuning eet, almal wat in die land oorgebly het. So, Jaapie vat 2 hoofstukke, en hy vervlak dit tot godslastering. Plaas dat hy vir julle die waarheid kom leer. Dis hartseer. Dat 'n man wat daarop staat maak en verkondig dat sy Bybel vreeslik gekleur is met highlighters en hy die skrif so goed ken, nie vir julle hierdie boodskap bring nie. Inteendeel, hy bring vir julle 'n totale leuen. Die profetes van Jesaja het nou 'n seun gebaar, naamlik Immanuel. Dis nie wat daar staan nie. Dan wil hy vir jou verduidelik, die Nuwe Testament is 'n leuen. Jaapie, skaam jou. Gaan bekeer jou, Jaapie. Ek is ouer as jy. Ek is al 'n ou vrou, ek is ten minste 10 jaar ouer as jy. En ek wil vir jou sê, jy is op die verkeerde pad. Jy is reguit op pad hel toe, want my Bybel sê dit. En ek wil dit net, dat ons dit net weer lees. Want ons verstaan nie hoe ernstig dit is nie. Toe ek hierdie dele deurgaan, ek het dit al voorheen gelees, maar ek het nie besef hoe ernstig is dit nie. Hy sê dit vir hom, hy sê hierso, hy sê, hy sal 'n klip wees vir julle waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel, vir die 2 huise van Israel. Hy sê spesifiek vir wie? 'n vangnet en 'n stryk vir die inwoners. Nou wil ek vir jou sê, moenie dat Jesus Christus vir jou 'n stryk raak, omdat jy weier om hom te erken as God nie. Bekeer jouself. Raak ontslaaf van die gees van die Kundalini. Nou ja, ek is Deborah de Rigter, en ek hoop jy het lekker geluister.